Kom ons sit net so, dan buig ons hoofde in aanbidding. Ons driemaal heilige Hemelvader, Here, ons kom en ons wil aan U die Vader al die lof toebring. U wat ons gelees het en geleer het en weet in U woord, die God wat vir ons geskep het, maar die God wat ook 'n pad met ons stap. Die Vader wat vir ons nooit alleen los nie. En seun wat as lig na die wêreld gekom het, wat vir ons aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het en daardeur kan ons as gelowiges ook die dood oorwin, wat sit aan die regterhand van die Vader en vir ons as U kinders ook daar intree, wat weer gaan kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat gesterf het. Maar U is ook Gees wat vanoggend hier by ons teenwoordig is, Gees wat vir ons lei, Gees wat hierdie woord vir ons vanoggend verstaanbaar maak. As ons vanoggend hier is, ja, dan is dit nie vir ons maklik as U kinders, want U sê vir ons ook dat in U woord die dood van die troue dienaar is geen geringe saak nie. So vir U is dit nie 'n maklike saak nie, maar tog is dit U wat ook dit alles bestem en alles in U hand het. En daarom kom ons net in hierdie oggend en ons wil voor U neerbuig en ons wil vir U kniel en ons wil vra, Here, gee U die vertroosting. Wil U vir ons gee dat ons uit alles ook sal raak sien hoe U die pad met ons stap. En as ons vanoggend na hierdie gebeure ook by die graf vanoggend hier by mekaar kom, dan is ons in besonder hier om ook die krag vanuit U woord te kom ervaar, om te kom luister vanoggend na wat U vir ons sê, en daardeur ook te kan weet dat U vir ons ook op die pad vorentoe, nie net nou nie, nie net in die verlede nie, maar ook in die toekoms 'n pad met ons stap. Ek bid vir elkeen van Rudy se geliefdes en ek dra vir hulle vir hulle as ouers aan U op en ek dra in besonder ook kinders aan U op en ek wil vra, wil U vir hulle ook so naby wees, ook daar broers, susters, ook wil U vir hulle ook in hierdie proses ook die vertroosting gee, maar ook elke een wie se lewe hy ook aangeraak het. En as ons gaan lees vanuit U woord, wil U ook daar vir ons die boodskap gee, die boodskap van U genade, van U wat vir ons nooit alleen los nie. Ons bid dit om U naam ontwil. Amen. My bede is, Tannie, dat ook U die troos gaan kry vanuit die woord, susters, broer, dat julle ook oom ook die troos gaan kry en dat die Here ook vanuit sy woord vir julle elkeen so sal aanraak, dat julle ook sal hoor wat hy vanoggend ook hier sê. Ek het vanoggend net 'n gedeelte wat ek hier wil lees, pragtige gedeelte, 'n gebed. Nou die Bybel is vol van gebede. Ek dink ons kan oral gaan kyk. Ek dink die bekende een wat almal op 'n stadium, en daar's baie boeke daaroor geskryf, is Jabes se gebed wat handel oor ook voorspoed en dat die Here ook hierdie pad stap. Maar weet jy, een van die mooiste gebede, en die van u wat my ken sal weet, dit is vir my baie spesiaal, is die gebed wat Moses vir die volk gegee het toe hulle die beloofde land ingaan. Hoekom is dit so 'n pragtige gebed? Dis omdat Moses geweet het, hy gaan nie hierdie pad verder stap met hierdie volk nie, maar hy een ding het hy besef, is dat God deur hierdie moeilike omstandighede vir ons nie alleen los nie, maar dat hy 'n pad met elkeen van ons stap. En daarom wil ek vanoggend
ook hierdie gedeelte vir julle kom lees. Dit is 'n bitterkort gebed, maar jy kan dit maar gerus in die Bybels gaan merk. Deuteronomium 33, daarvan in vers 26. Daar staan, Jeserin, daar is niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry hy op die wolke. En dan sê hy die volgende, die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is onder jou, hy verdryf die vyand voor jou uit, hy beveel, roei uit. Net hierdie gedeelte, as teksvers, vers 27, dis 'n gebed met 3 dinge, ons gaan net daarby stil staan. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is onder jou, hy verdryf die vyand voor jou uit. Nou, by 'n begrafnisdiens of 'n roudiens is daar 'n paar dinge wat ons leer vanuit die Bybel. Ek dink oral gaan ons kyk dat ons die mooi, die voorbeeld wat ons kry vanuit iemand se lewe op 'n manier kan toepas, ook daaruit. Ek dink elkeen van ons wat goed doen en mense aanraak, ook dit kan uithaal en ook met 'n pad. Maar die ander pad wat die Here ook vir ons gee, is die pad wat hy vir ons deur sy woord gee om vir ons te sê, maar hierdie pad wat jy stap in jou lewe is nie 'n pad alleen nie. Want as kind van die Here het ons hierdie wonderlike, ons wat agterbly, hierdie wonderlike vertroosting dat die God wat ons aanbid, is 'n God wat sê, hy stap met ons die pad. Ek dink is dit ons dwarsteer die Ou Testament en die Nuwe Testament, is dit soos 'n goue draad, dat die Here 'n pad met ons as sy kinders dan ook stap. En daarom is ons hierdie gedeelte gaan lees, is dit vir eintlik 3 dinge, en ons kan dit gaan merk, en dit is baie duidelik in hierdie teksvers, hierdie gebed, is 3 dinge wat Moses vir hierdie volk gee. Hy sê vir hulle, ek weet, dit gaan nie maklik wees nie. Ek weet, wat die toekoms betref, is dit so dat 'n mens in hierdie pad dit nie maklik gaan hê nie, maar hy sê vir ons in die eerste plek, dat God stap hierdie pad met ons. Nou, as ons die 33 vertaling gaan lees, dan gaan ons lees dat die Hebreëse woord wat hy hier gebruik is woning of eintlik skuilplek. Dis 'n plek waar jy veilig voel. Nou, die 83 vertaling het gekies vir hierdie woord skuilplek, en die 33 vertaling vir woning, wat eintlik wil sê 'n huis waarin jy woon. En weet jy, daardeur wil Moses 'n troos gee vir hierdie volk wat hierdie pad gaan stap. Hy wil vir hulle sê, God is hier om 'n pad met julle te stap. Toe julle hier deur die woestyn, en as 'n mens nou gaan lees die hele uittog, dan is dit nogal interessant as jy die kaart gaan lees, hoe die Here hierdie pad gestap het. Eintlik as hy 40 jaar kon hy dit vir hierdie volk reguit deurgevat het, en dit sou baie korter gewees het, maar God het 'n pad. En in hierdie 40 jaar was hierdie volk eintlik soos 'n nomadiese volk, 'n volk wat daar getrek het en in tente gebly het. Tente wat eintlik maar 'n woning is, iemand wat, die ouens wat uitkamp weet dit moes, as die wind begin baie opsteek, dan begin hierdie tent sommer te wapper. Maar dan kom hier Moses en hy sê, weet jy, ek wil vir julle sê, die pad wat God met julle stap, is 'n pad van 'n vaste woning. En nou weet 'n mens moes, as dit hier buite die wind waai, of as die reën kom, of die stof daar is, en jy's binne in jou huis, dan voel jy in 'n mate veilig. Hy wil hierdie beeld kom gebruik, en hy wil sê, maar so is God ook vir julle in die swerftel van julle lewe, ook 'n veilige vesting, of soos wat hy dit vertaal, met 'n skuilplek. En daarom kan ons, alles dit hartseer, alles dit moeilik, wil hy vir ons kom sê, die pad wat jy stap, is so as jy kind van die Here is, dat dit nie 'n pad is wat jy alleen stap nie, want God gee vir jou hier 'n veilige vesting. Maar dis ook 'n rusplek. As 'n mens in jou huis is dit veronderstel om 'n plek van rus en van liefde te wees.
onder hierdie groot uitspansel van die wêreld hier buite, is God met ons op pad. Eintlik 'n toevlug in moeilike omstandighede. En as ons hier by mekaar is dit nie maklik om wat die aardse betref afskeid te neem van iemand wat nie hier is. En daarom wil God vir julle sê, op hierdie pad wat julle gaan stap, is dit nie 'n pad alleen nie, maar God is hier om vir julle te lei. Ook as die trane daar is, ook as dit nie maklik is nie, is julle nie alleen nie, want dit is die seënbede van Moses om te sê, God is 'n plek van toevlug, ook as 'n storm losbreek, of as moeilike omstandighede daar is. In die tweede plek gebruik hy hierdie beeld, hy sê, sy arms is onder jou. Dis eintlik God se ondersteunende genade. In die eerste plek, God is 'n woning of skuilplek. In die tweede plek, die beeld van sy arms wat onder jou is. Nou, daardie beeld is die beeld van 'n baba. Dis die beeld van iemand wat naby jy is. En as jy nou hierdie pad stap, en ek is nou by die pad ook wat mens kleinkinders het, dan is dit hierdie troos om hierdie babietjie in die hand van sy ma en sy pa te hê. En weet jy, dis waar hy die veiligste voel. En daarom kom sê hy vir hulle ook, ek is hier om vir julle te dra. Nou dwars deur die Bybel is dit nogal opvallend dat 'n mens nêrens lees dat met kinders van die Here gaan dit altyd goed. Ek dink ons het 'n mite wat ons dit baie keer probeer in ons lewe om te sê, die pad wat jy het as kind van die Here, jy moet net reg lewe en jy moet net 'n kind van die Here wees, dan gaan moeilike goed nie oor jou pad kom nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Ek dink wat Moses ook hier wil sê, God stap die pad met jou. Dis nie 'n pad van willekeer nie. As 'n mens gaan kyk dwars deur die Bybel, in Dawid, wat iemand is wat eintlik naby in die hart van God is, te midde van die dinge wat hy gedoen het, kom die Here altyd en hy stap hierdie pad. Selfs sy seun Absalom, wat op 'n stadium vir Dawid, wat iemand wat naby in die hart van die Here is, vervolg het. Kom die Here en hy stap hierdie pad. En dis moeilike dinge wat met hom gebeur. As 'n mens gaan kyk, Elia, wat eintlik hierdie wonderlike profeet was, wat op 'n stadium so magtig by hierdie Baal profete gestaan het, en dan op 'n stadium raak selfs hierdie Elia moedeloos, en hy gaan lê onder 'n besembos, want die goed raak vir hom te veel. Selfs hy raak moedeloos, en dan kom God, en hy kom gee vir hom krag. Die Here Jesus self, wat aan die kruis moes gesterf het, wat God se plan was om vir ons die verlossing te bring. Ons staan nou in die volgende 7 Sondae stil by Lydingssondag. En weet jy, soms is dit so dat ons moeg word. Soms is dit so dat ons onsself in hartseer en moeilike omstandighede bevind. En dan wil hierdie gedeelte en hierdie gebed vir ons sê, God se verrykende arms is onder ons. Sy sterk, sy ewige arms is hier om vir ons te dra. Ook as ons hartseer is. Hy sê nie die hartseer gaan nie kom oor ons lewe nie. Ek dink dit staan nêrens nie. Ons vind dit nie in die Bybel nie, maar wat hy wel sê, dat te midde van hierdie moeilike omstandighede is God hier om vir julle te dra. En daarom is dit die troos wat ek vir julle wil bring vanoggend, om vir julle te sê, God is met ons op pad. En ook vir die gelowige, as jy 'n kind van die Here is, en dis die grootste stuk troos wat elke een van ons kan kry. As jy aan die Here Jesus behoort, is God hier. As jy Johannes gaan lees, die gedeelte in Johannes 14, dan sê, hy kom vat vir ons en dra vir ons, sodat ons kan wees daar waar God is, hierdie verrykende arms, vat vir ons in die ewige lewe, wat vir ons as kinders van die Here sê, dat die lewe nie hier stop nie. Maar die lewe vir die gelowige gaan deur na God toe. Dis eintlik, as 'n mens by hierdie punt van die einde van jou aardse lewe is, om by hierdie, in die ou tyd het hulle kameelklippe gehad wat jy is, om daardeur verby te beweeg en nog steeds met hierdie pad saam met God. Nie net kom sê God vir ons vanoggend dat hy hier is om vir ons 'n skuilplek en 'n woning te wees nie. Die Here kom sê vir ons vanoggend ook hier, hy kom dra vir ons
soos wat 'n mamma of 'n pappa 'n babietjie dra, so is God met ons op pad. In die derde plek kom sê hy vir ons, dis nie net in die verlede of in die hede nie, maar ook in die toekoms wat hy vir ons dra. As ons hierdie gebed gaan lees, is dit eintlik wat Moses kom bid. Hy kom sê, op die pad vorentoe, gaan jy nie hierdie pad alleen stap nie, want God is hier by jou. As ons hier gaan lees, dan sê hy, en hy verdryf die vyand voor jou. Uiteindelik om te sê, in die toekoms, hierdie volk wat hierdie beloofde land binne gegaan het, wat nie geweet het hoeveel gevare daar is, en kom sê vir hulle, julle is nie alleen nie, Jericho, die oninneembare stad, kom God, en hy kom gee hom op 'n wonderbaarlike manier, aan hierdie volk oor. Eintlik om vir ons te sê, wat die toekoms betref, is ons nie alleen nie. Is dit nie 'n wonderlike stuk vertroosting en bemoediging nie, dat die Here ook sê, ja, die toekoms gaan dit swaar gaan, ja, die toekoms gaan dit nie maklik gaan nie, maar een ding wat die Here sê, hierdie pad wat hy stap hy met ons, as sy kinders. En die grootste troos wat ons kan hê, en daarom moet ons, is dit ook 'n oproep, en dis ook by begrafnisprediking, is dit ook 'n oproep vir ons elkeen, om ons lewe opnuut aan die Here te bewy. In Johannes 10 vers 27, seker een van die mooiste verse sê in die Bybel, sê hy, gee vir ons hierdie versekering, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader. Is dit nie pragtig? Die Here sê, as ek in hom behoort, as ek hierdie vertroue in my geloof en toewyding aan hom het, dan is dit ook wat die pad, en dis die grootste troos wat ons kan hê as kinders van die Here, as ons aan die Here behoort, sê hy vir ons, hy gee vir ons die ewige krag. Ek wil hier afsluit, en ek wil sê, weet jy, in ons eie krag, kan ons dit nie maak. In ons eie krag gaan hierdie hartseer vir ons onderkry, gaan moeilike dinge vir ons onderkry, maar die Here kom sê vir ons vanoggend deur hierdie gebed van Moses 3 dinge, en ek wil net vir julle die 3 dingetjies uitlig. In die eerste plek sê hy, God is vir ons 'n woning of 'n skuilplek. So ons kan weet, in moeilike omstandighede is God daar om vir ons te dra. In die tweede plek wil die Here vir ons hier kom sê, soos 'n babietjie, 'n mamma en 'n pappa 'n babietjie dra, soos God ook hier om vir ons te dra. Maar in die laaste plek wil hy ook vir ons sê, ja, dit gaan moeilik wees, en ja, dit is nie maklik nie, maar die ding wat die Here vir ons sê, ook wat die toekoms betref, is God hier, om vir julle te dra. Mag dit julle troos, en julle bemoediging vanoggend, uit die woord van die Here wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom hier en ons wil voor U kom bely, ja, dat dit nie maklik is nie. U weet dat vir ons as gelowiges is die dood van 'n gelowige geen maklike moment. U sê vir ons selfs in U woord dat dit nie vir U maklik is nie, maar U is die God wat ons tye in U hand het. En daarom is U ook die God waarvan ons gelees het en gehoor het vanoggend, wat 'n bemoeienis maak met ons as U kinders. Ek wil bid dat U vir elkeen wat hier is vanoggend, vir wie Rudy ook dierbaar is, dat U vir hulle die vertroosting sal gee, dat U vir hulle die skuilplek sal gee, dat U vir hulle sal dra deur U arms, maar dat U ook wat die pad, wat die toekoms betref, ook die vertroosting sal gee. My elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wil dit ook 'n oproep wees, om opnuut ons lewens aan U te wy. Want U sê vir ons, as ons glo dat U ons saligmaker en verlosser is, dan ons die ewige lewe, dan kan niks vir ons ruk uit U hand. Bly vir ons ook hier en gee U ook die vertroosting. Amen. Ek wil nou vra Kobus dat ons eers daar die een lied gaan sing hier, nader my God, en dan as ons daardie lied klaar gesing het, dan gaan ek 'n geleentheid gee waar ons ook Renier vir jou die kans gaan gee vir die huldeblyk, en Dani ook vir die bedankings, en dan gaan ons die slotlied sing en die uitspreek van die seën. Kom ons
staan as kinders van die Here en kom ons sing hierdie lied Nader my God by U. Kan almal my hoor? Soos ek nou vorentoe stap van agteraf, nou onthou ek so goed vir Rudy, dan kom hy altyd daar in die winkel ingestap, en dan steek hy sy hemp so in, en dan sê hy, jy sal moet iets doen aan jou ruite hiervoor. Nou dink ek, is daar fout met my ruite, is daar raak 'n kraak in, is hulle vuil, wat is die probleem? Hy sê nee, elke oggend as ek hier instap, dan sien ek hoe groter word my maag. Ja, dis Rudy van Sail gewees. Kom ons kyk. Liewe vriende en familie, Rudy se ouers, oom Wiekie, tannie Anet, sy susters Antoinette, Rita en Dani, en ook in sy afwesigheid vir Johan, wat nie vandag hier saam met ons kan wees nie. En dan natuurlik Rudy se seun Johan, wat vanuit Nieu-Seeland af by ons ingeskakel is oor die internet. Baie welkom en sterkte vir julle, ons innige simpatie met julle, en ook vir die res van die familie. En dankie vir die voorreg wat ek het om hier te kan staan om dit te kan doen. Hy is gedoop, Rudolf Philip van Sail. Ons het hom geken as Rudy, my kinders het hom genoem Rudy Sail, en by ons in die winkel was hy Makosi gewees. Hy is gebore 20 Februarie 1959 in Suidwes in Windhoek. Hy is die oudste van die 4 kinders. Rudy voltooi sy skoolloopbaan hier by Hoërskool Prieska. Sy lewe lank was hy maar net in Prieska gewees. Hy was 'n krangige sportman gewees. Hy het veral uitgeblink op die rugbyveld as losskakel. En ek het met Christo Gresse gepraat. Hy het vir my gesê Rudy het selfs van standaard 7 af al eerste span rugby gespeel. En dan later jare het hy ook die dorpspan ook op losskakel verteenwoordig. Ek sien hy is van sy spanmaats wat ook hier so saam met ons is vandag. Rudy sal altyd 'n legende van Prieska wees. Rudy was, solank ek hom ken, altyd betrokke in bou en herstelwerk. Maar wat egter vir Rudy so gewild gemaak het onder ons almal, is
en word uitgelig in die opwerkings wat ek die laaste week op Facebook gesien het. En ek noem so 'n paar. Hy was gaaf, hy was liefdevol, hy het 'n goeie geaardheid gehad, hy het van almal gehou, en so het dit gekom dat almal dan van hom gehou het. Hy was baie geliefd onder almal gewees, hy was goedhartig, sy omgee vir ander mense, sy gesindheid om altyd almal te wil help, en sy liefdadigheidswerk. Baie dankie om Wiekie, Tannie Anet, vir hoe julle kinders opgevoed het. Want ons kon dit duidelik in hulle almal sien. Hy sou volgende week 20ste Februarie 65 jaar oud gewees het. Net 'n klein staaltjie wat my altyd sal bybly van hom. Hy stap eendag in die winkel in, en so wonder ek ook, daar is nou jare terug, wonder ook maar oor ouderdom van mense en so aan. En ek vra vir hom, maar sê gou vir my, hoe oud is Boendo al? Hy het so gestaan en ding, so geskarrel, en so na my gekyk. Hy sê, ons ouderdom, so ons ouderdom. Nou, Rudy was so bietjie meer as 10 jaar ouder as ek, en ek dink Boende is dalk al jare wat ouder as Rudy gewees, maar ek en Boende is ons ouderdom. Rudy was vir my eintlik soos 'n broer gewees. Ek het nie 'n broer gehad nie, so Rudy het daai rol vervul vir my baie keer. Ek sal sy gereelde kuiers en daai uit die maag uit lag van Rudy altyd mis. Rus en vrede op Kopsie. Baie dankie. Ek is so lank nie. Kan jy hoor? Kom ek begin sommer by Renier, baie dankie. Vir Renier en Antoinette, ek wyk 'n bietjie af van my notas, as ek deur mekaar praat, verskoon my. Baie dankie vir Rudy vir die reëlings en vir die moeite, en Rudy en Renier en Landy gister vir die lekker kos gisterand. Was baie welkom, en ek ken Priska so, vleis, jy weet, vleis is die ding. In die Kaap eet ons vis en so aan, maar die vleis en Priska sal ek nooit vergeet nie. En Antoinette, baie dankie vir al die moeite en die reëlings, en ons kon nie hier wees nie. Ek het eers gister die aankom, en ek kon nie ander breek, maar Antoinette het voorgevat en vir ons alles gereël. Baie dankie Antoinette, waardeer dit. Dan vir Dominee Frikkie, ons sal onthou die woonplek en die dra en dan die vyand voor ons uitjaag, en ons het almal maar ons swaar tye in die lewe. Hier is ons 'n swaar tyd, maar ons sal hier deurkom en as ons vorentoe kyk. Vir Afbop, baie dankie vir die moeite en die reëlings. Ek weet julle word baie dankie gesê, maar julle doen dit al so goed, soveel jare, so ons aanvaar. Baie dankie, en ons waardeer regtig die deernis waarmee dit gedoen is. En dan vir almal wat die aand van die 5de gehelp het, toe ek geskakel is maandag. Baie dankie dat ons gehelp het met daai baie moeilike tyd. Dan die helpers by die huis, ek wil hulle mooi dankie sê, dis mense met wie ek in Priska was, wat my gewerk het op die stadium, Martha en Lizzie, en wat ons weer mooi kom help in die huis. Dan die NG Kerk, baie dankie vir die fasiliteite, en weer eens die gesindheid waarmee die kerk dit doen. Dit is my baie mooi. En dan vir Ina die blomme, baie dankie Ina vir die blomme, waardeer dit. Dit is baie mooi. Ek is 'n blomme ou, ek hou van blomme en voëls, en ek hou van mooi orgelmusiek, Kobus, is my baie mooi gewees. Dan vir meneer Basson, wat ons gehelp het, want hy is die Paradijse kant af, van die graf se regmaak, en die reddings daar. En dan almal hier teenwoordig, en dan weer een spesiaal, Kobus, baie dankie, jy lift my af, was my baie mooi in die begin, dit vir ons spirits baie mooi. En dan, vir almal, yes, baie dankie. Ons gaan nou die seën van die Here ontvang, en dan daarna dink ek beweeg ons oor na die kerksaal toe, waar dan ook, is daar nog ietsie? Die oorwinningslied, ekskuus Kobus, ons gaan eers die oorwinnings, ek is vanoggend met die liedere se ding, kom ons sing net die oorwinningslied, en dan gaan ons die seën van die Here ontvang, en dan gaan ons oorbeweeg na die kerksaal.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.